Herlewing is binne elke Christen se bereik. Enige iemand wat nie Jesus in hom het nie, wat nog nie die Here Jesus aangeneem het nie, is dood in sy sonde. Die enigste manier om die ewige lewe te beerwe is om Christus Jesus aan te neem en hom te gehoorsaam. Baie mense het Jesus aangeneem en hulle noem hulle self Christene, maar hulle is dood. Hulle het geestelik dood gegaan. En hoe kan 'n mens sien as iemand dood is? Jy moet aan hom skop, want hy beweeg nie. Baie mense is so passief, hulle is geestelik dood. Die Here Jesus het gewaarsku, 'n waarskuwing gegee aan die gemeente van Sardes in die boek van Openbaring, en daardie waarskuwing gaan aan ons almal, en ek lees dit vanoggend. Openbaring 3 vers 1 sê, en skryf aan die engel van die gemeente in Sardes, dit sê hy wat die 7 geeste van God en die 7 sterre het, ek ken jou werke, dat jy die naam het dat jy leef en jy is dood. Wees wakker en versterk die wat oorbly, wat op die punt staan om te sterwe, want ek het jou werke nie volkome voor God gevind nie. Onthou dan hoe jy dit ontvang en gehoor het en bewaar dit en bekeer jou. As jy dan nie wakker word nie, sal ek op jou afkom soos 'n dief, en jy sal nie weet watter uur ek op jou afkom nie. Hy gaan voort, hy sê, maar jy het enkele persone ook in Sardes wat hulle klere nie besoedel het nie, en hulle sal saam met my in wit klere wandel, omdat hulle waardig is. Wie oorwin, sal bekleed word met wit klere, en ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie, en ek sal sy naam bely voor my Vader en voor sy engele. As ons die naam het dat ons lewe, maar ons is dood, dan sal die Here Jesus ons name uitvee uit die boek van die lewe uit. Dit is die waarskuwing wat hy hier gee. Jesus sê, die loot wat in my nie vrug dra nie, word afgesny en in die vuur gewerp. En daar is baie Christene wat dood is. Ons moet herlewe. Jesus gaan ons nie op die skouer kom klop en vir ons sê, word wakker my seun, dis nou tyd om wakker te word, ek kom nou nie. Nee, hy sê, ek kom soos 'n dief in die nag. Ons moet self wakker word. Mense wil gepor word, hulle wil aanhoudend hê dat die Here moet vir hom kom sê, nou kom nou man, nou kom nou man. Nee, Jesus sal vir niemand sê, ek het vir jou gesê nie. Hy sal vir ons sê, dit staan geskrywe. Hy het gesê, dat ek het nie gekom om die wêreld te oordeel nie, maar om die wêreld te red. Hy sê, maar die woorde wat ek gespreek het, dit sal jou oordeel in die laaste dag. Wat Jesus wou sê, het hy gesê, en dis opgeskrywe, en ons sal geoordeel word volgens dit wat geskrywe is. Herlewing is binne in jou. Jesus Christus is lewendig binne in ons. Hy is nie dood nie, maar baie Christene is dood. Baie Christene het die Here Jesus aangeneem, en hulle was ywerig vir die Here. En toe kyk hulle om hulle rond, en hulle sien die res van die mense is aan die slaap. En toe raak hulle maar ook aan die slaap. My vriend, word wakker. Jesus kom. En hy kom gouer, spoediger as wat ons dink. As jy nie lewendig is nie, is jy dood. As jy nie 'n ambassadeur vir Jesus Christus is nie, en as jy nie getuig vir hom nie, as jy nie aan die brand is nie, is jy dood. As daar nie lig in jou is nie, dan is daar duisternis in jou. Dan is jy gereed om afgesny te word. Jesus waarsku ons, hy sê, word wakker, jy wat slaap uit die dood, en Christus sal oor jou skyn. Ek en jy, my vriend, moet wakker word. Christus gaan ons nie kom wakker maak nie. Herlewing begin by ons. As jy nie 'n getuie vir Jesus Christus is in jou normale lewe nie, dan is jy dood. Maar ek wil vir u sê, wat is die probleem? Die TV wat in jou huis is, dis die God. Jou huis moet 'n huis van gebed wees, nie die kerk nie, jou huis. Ons is tempels van die Heilige Gees. Paulus skryf aan die gemeente in jou huis. Gaan kyk in al die sendbriewe. Hy skryf aan die gemeente in die huis, die gemeente aan daardie huis, die gemeente in daardie huis. Die gemeente is nie in die kerk nie, my vriend, die gemeente is in jou huis. As Jesus in jou hart is, dan is daar 'n gemeente in jou huis.
En dan is jou huis 'n ligpunt vir al die mense rondom jou. En dan gaan die lig van jou af uit. Maar as daar nie lig in jou is nie, dan is daar duisternis in jou. As ons nie 'n getuienis vir Christus is nie, dan is ons dood en dan is dit tyd dat ons herleef. Jesus kom, my vriend. En as ons nie gereed is nie, wanneer daardie bassein klink, dan word die deur toegemaak. En die wat nie binne is nie, is buite. Word wakker. Dit is later as wat ons dink. Jesus kom. Herlewing is of binne in jou en jy is lewendig of jy is dood. Word wakker en volg Jesus met jou hele hart. Wees 'n ware getuienis vir hom. Wees aan die brand vir Jesus. Of anderster is jy dood. Soos daardie loot wat nie vrug dra nie, wat gereed is om afgesny te word. Jesus sê vir die gemeente, hy sê ek ken jou werke. Jy het die naam dat jy leef, maar jy is dood. Hy sê, bekeer jou. As jy dan nie wakker word nie, sal ek op jou afkom soos 'n dief. Hy sal op ons afkom soos 'n dief, my vriend. Laat ons wakker word en laat ons Jesus volg. Moenie meer kanse vat nie. Jesus kom. Word wakker. Here seën u.